kies ek moet voor jou toets 1.
Daar staan nog mense buite. Marie, kinders, kleinkinders, familie en vriende, wil ook net aan julle bevestig in hierdie uur van die Here se liefde en sy ondersteuning, maar ook van ons meelewing saam met julle in hierdie tyd. Ek wil vra dat u net die begrafnisbrief saam met my sal lees, ook as 'n laaste bevestiging en 'n liefdevolle herinnering aan Dirk Petrus Stefanus Badenhorst. Gebore 12 Junie 1940, oorlede 22 April 2021. Dirk het die lewe gegroet soos hy geleef het, stil, rustig, mooi en waardig. Altyd dankbaar vir genade op genade, altyd bewus van God se liefde en bewaring, altyd vasberade om te veg en te oorwin. Altyd voorbeeldig en beginselvas met 'n diep geestelike inslag. Altyd met 'n fyn aanvoeling en bewondering vir die skepping en natuur. Dirk het die lewe gegroet en die Heilige Gees in hom ontmoet wat hom na sy ewige bestemming gebring het. Hy is nou waar hy begeer het om te wees. Sy geloof het ons sy gesin gedra. Hy het soos Paulus kom hom toe en ons harte juig oor ons wonderlike jare saam. Omdat hierdie geleentheid groter is as woorde, kom ons bid saam en ons word stil in die heilige teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Kom ons bid. Baie dankie Here dat ons vir hulle, vir haar, as vrou en vir hulle as kinders en kleinkinders, in u vaderarms kan kom neersit in hierdie uur van, nie net afskeid nie, maar ook die uur van ons moet vorentoe gaan. Ons kan nie net hier stil staan.
Ons kan nie net bly terugdink nie, maar daar's 'n plek leeg. Ja, Here, ons het finaal afskeid geneem van iemand wat ons lewens nie net gevul het nie, maar wat vir ons meer was as 'n pa, as 'n man, as 'n vriend. Hy het ons lewens, Here, kom verryk. Dankie vir die voorreg dat U so 'n werklikheid was in sy woorde, in sy teenwoordigheid en in sy saamstap met ons hier op hierdie wêreld. Dankie vir sy liefde en genade. Dankie vir sy vastigheid. Dankie, Here, dat ons nou kan weet dat U 'n werklikheid is. Want hy het dit nie net gesê nie, hy het dit geleef. En sy dood erken ook, Here, dat dit nie die einde is van alles nie. En ons wil bid, Heer, dat U deur U Gees vir hulle wat ook op hierdie stadium hartseer is. Hulle, Here, wat nie kan verwoord wat in hulle lewens en gedagtes op die oomblik gebeur nie. Dankie dat U verstaan. Dankie dat U ken. Dankie dat U ook saam met hulle 'n traan stort, want U ken die lewe, U ken die kosbaarheid, U ken die seer van mens wees. Ons word stil, Here. Wil U deur U Gees troos? Wil U deur U Gees die waarheid vestig? Wil U deur U Gees vir ons nou begelei? Ons bid dit in kinderlike afhanklikheid. Amen. Kom ons bevestig ons geloof deur die volgende lied staande te sing in belydenis, maar ook in erkenning. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou. Kom ons doen dit staande as ons belydenis en ons erkenning van ons afhanklikheid van die Here. Wat sonde hier gebeur.
groot is U, wanneer die hele skepping kind is saam. O heerlik Heer, U grote naam. Ons besef altyd dat die dood bring ons by daardie momente wat groter is as ons as mense. Die dood bring ook vir ons by ervaring en belewing wat 'n mens nie altyd kan verwoord nie. En daarom wil ek nou nie vanmiddag daaroor uitbrei nie, want ek dink dit is nie vir ons as mense moontlik om regtig in iemand anders se skoene te gaan staan nie, want die dood is finaal, is naby en dis seer. En daarom bring dit verskillende emosies wat eintlik in kontras is met mekaar, want een oomblik kan dit hierdie emosie wees en die volgende oomblik 'n ander emosie. Hoe probeer jy dit van mekaar beskryf? Jy kan nie. En ek dink die belangrikste is om vir mekaar te sê, wie of wat is die anker wat hierdie emosies vashou in die waarheid, in die realiteit? Wie of wat is die anker wat vir jou vestig dat 'n mens voortbeweeg? En ek dink dit is eenvoudig vir julle as gesin om te weet dat Dirk altyd die anker was. Want 'n anker is nie noodwendig sigbaar nie. En 'n anker is nie noodwendig groot nie, fisies of dan nou ook andersins. Maar 'n anker is nie groot nie, maar 'n anker het 'n baie sterk verbintenis met die skip. En dis wat Dirk was. Hy was 'n anker. Nie in homself nie, maar omdat hy geanker was in dit wat groter is as hy. Maar ook dat daar 'n sterk band is tussen hom en jou Marie en julle as kinders. En daardie band is sy liefde. En dit word vir ons so mooi bevestig in die gedeelte wat julle gegee het in Efesiërs 3. Kom ons lees die gedeelte net saam vanaf vers 14 tot en met 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk. Deur sy verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Dirk was die anker. En Dirk het dit bevestig, dat dit nie gegaan het oor hom nie, maar dat dit gegaan oor die anker wat vasgevat is. Binne hierdie wonder wat Paulus ook hier sê, binne die wonder van die Vader, aan wie almal hulle bestaan te danke het. Binne die rykdom van die Heilige Gees, wat hier vir ons ook beskryf het, aan julle die krag gee om innerlik sterk te wees, maar ook binne Christus, wat in die geloof in sy hart gewoon het. En daarom was hy nie net 'n getuienis nie, maar hy was 'n bevestiging van God se realiteit en anker in 'n lewe en in 'n wêreld vol emosies, vol onsekerhede, in 'n lewe en in 'n wêreld vol van 'n klomp aantuigings en 'n klomp bedreigings, was hy die anker, was hy die vastigheid. Omdat hy geanker was in sy geloof, omdat hy geanker was in die wonder van 'n hemelse Vader, kon hy 'n vader wees.
En omdat hy geanker was in die geloof in Christus, kon hy geloof leef om te kan sien en te kan bevestig die realiteit van die Here se besig wees elke dag. In die gesin, in sy besigheid, maar ook in sy vriendskap. Maar die sterkste was die band tussen die anker en hierdie emosionele skip. En dis die liefde. En dis wat hy ook hier sê, dat Christus wat in ons harte woon, julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. En dit het julle geen twyfel, dat Dirk julle lief gehad het meer as sy eie lewe. Daarom was hy nie sigbaar nie. Daarom het dit nie gegaan om sigbaar te wees as anker nie. Maar daardie band het hy geweet is sterker as enige emosie, as enige fout, of as enige iets wat iemand gesê het daardie liefde dit nog steeds gevestig. Omdat die anker en daai liefdesband wat hy met julle het en met ons as vriende, het 'n mens geweet dat daar 'n sekerheid is en 'n vastigheid is en dat ons nooit twyfel in daardie liefdesband wat hy gehad het, want dit het nie gelê in hom as mens of aan ons as mense nie, maar dit het gelê in die feit dat hy gewortel en gegrondves was in sy geloof en in sy kosbare verhouding wat hy met die Here het. En daarom kan ons ook vandag vir mekaar kom bevestig dat dit hou nie op nie. Dat daardie liefde wat hy het nou nie opgehou nie. Dit is meer. Dit is baie meer as wat dit was. Die dood is nie die einde nie. Die dood is om dit wat 'n mens beleef te vermenigvuldig in die wonder van God, sy gees en Jesus Christus se oorwinning. Daarom leef ons anderkant die dood. En omdat ons anderkant die dood leef, is daar nie beperkings nie. Is daar ook nog minder beperkings aan sy liefde en aan sy teenwoordigheid en aan sy saamstap met julle en met ons. Want dit echo in die herinneringe. Dit echo in die mooi dinge wat ons onthou en wat ons weet en wat vas staan. Niemand kan dit van ons af wegvat nie, want dis 'n sekerheid. En die Gees herinner ons gereeld daaraan. Nie net dat Dirk daar was nie, maar hoeveel te meer nie, die God, die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees, wat in ons lewens dit kom echo. So die dood maak dit meer. En dis is wat Dirk vir ons kom bevestig het, hierdie laaste vers, dat hy sê, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. As anker het hy die woord, wat daai tyd opgesteken het, vir ons in hierdie lewe van my menswees kom vestig. Hy het dit kom waarmaak. Daarom kan ons glo. En saam met hierdie waarheid in sy menslikheid en met sy foute ook, kom bevestig hy vir ons dat die evangelie en geloof en God se teenwoordigheid gaan van geslag tot geslag tot geslag. Dit hou nie op nie. Daarom die dood is 'n viering van die feit van God se realiteit. En daarom kom vestig hy dit dis meer. Die dood was nie iets waarvoor hy bang was nie, omdat hy geweet het dat die dood maar slegs 'n deur is, soos Paulus ook sê, ek verlang daarna om heen te gaan en by my Vader te wees. Dis nie 'n tonnel nie. Dis nie iets wat ek nou maar sommer daarheen beweeg, iewers ver nie. Maar ons het gelees in Johannes 14, dat Jesus het gesê, ek gaan hom vir julle plek gereed gemaak. En as ek vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug. En ek kom haal julle, sodat julle kan wees waar ek is. En dit het gebeur. Daarom weet ek dat hierdie anker is groter en meer, as net die vastigheid in menslike woorde, maar dat hy beleef daar, in Psalm 23, waar die Here vir hom ontvang, as die eregas, nie net as 'n gas nie, nie net as iemand wat nou maar 'n geleentheid kom bywoon nie, maar hy word ontvang as die eregas in God se teenwoordigheid. Hy word oorlaai met die goedheid van God. En omdat hy die anker is hy ook daardie beeld wat vir ons kan vestig dat dit wat hy geglo het, dat dit waar is nou in sy lewe en dat hy dit beleef, die feesmaal. Julle weet hoe lekker het hy geëet. Julle weet wat was vir hom lekker. En dat die Here dit vir hom voorberei, sodat hy kan geniet. En die lekkerte in die hemel is jy word nooit vol nie.
Jy kan bly eet en eet en eet. En dis wat hy geniet. En die Here gee dit vir hom, omdat God hom wil bederf. Want hy's geanker in die wonder van God se ewigheid. En nie net van sy hier en die nou nie. En daarom weet ons dat die feit dat ons afskeid neem, sê eintlik dat ons geloof is meer. En dis hoekom Paulus hier bid, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En dat hierdie liefde wat Dirk vir ons gegee het, is nie nou iets weg nie, maar vestig ons oë op Christus wat opgestaan het en die Gees wat in ons woon, om te sê dis meer, dis nie minder nie. Ja, daar's 'n plek leeg, maar daarom sê hy ook, is julle in die verbondenheid met die kerk, met sy medegelowiges, so dis nie 'n band wat nou gesny word nie, maar hierdie is 'n verhouding wat gevul word met nog meer. Maar as ons gaan stilstaan by die verlede, en as ons gaan stilstaan by dit wat was, ja, dis mooie herinneringe, dan gaan ons terugbeweeg, en sal ons nie die volheid kan ervaar van dit wat God bedoel het nie, en dit wat sy lewe moet vrug dra, in sy kinders, en in sy kleinkinders, en aan ons as vriende, want dis meer. Dis wat hy wil sê is, moenie aan my vashou nie, want dit gaan van geslag tot geslag, tot geslag. Want as dit nou net een is, dan hou dit op hier. En die wonder van God se liefde, en die wonder van sy genade, wat alle verstand te bowe gaan, dit echo deur geslag tot geslag, tot geslag. En Dirk het dit vir ons kom bevestig as die anker. En hy kom bevestig vir ons in die woord ook, dat ek moet sê ook, dat julle sal begryp, hoe wyd en hoe ver en hoe hoog, en hoe diep die liefde van Christus strek. Dat daar nêrens is, in enige emosie wat ek mag beleef, waar die Here se liefde nie is nie. En dat daai liefde van hom, sê Paulus, oorwin alles. En Dirk is mos by die Here wat ek gesê het, daarom kan jy nog steeds met hom praat. Hy hoor. En hy antwoord in die echo van die Gees in my hart, van die sekerhede wat ek het, want hy is die anker. En uit hierdie anker het ek die sekerheid van God, en kan ek leef in die oorvloed van dit wat hy vir ons wil kom bevestig. En daarom vestig hy vir ons die waarheid. En die waarheid is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat van geslag tot geslag die sekuriteit is van meer, as net wat ek is, of as wat ek dink. Hy vestig ook aan ons die liefde, wat sterker is as emosies, sterker is as denke, sterker is as iets wat iemand gedoen het. Daardie liefde is nog sterker in Christus. Maar hy vestig ook van ons, dat dit echo van geslag tot geslag. Amen. Kom ons word stil en ons sê vir die Here dankie, nie net vir die anker nie, maar ook vir die sekerheid van sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir u woord. Dankie vir u verbintenis opnuut weer aan ons. Ja Here, waar ons hierdie kant van die graf staan, weet ons dat ons leef. Aan die ander kant die oop graf, want u het die dood oorwin. En dankie dat ons die ewigheid het. En daarom weet ons dat die dood is 'n vervulling vir die rykdom van u liefdesband. Dis 'n vervulling van die sekerheid van die krag van u, o Heilige Gees, wat die dood oorwin het en wat Christus uit die dood uit opgewek het. Maar dankie dat u die menswees ken. Ja, dankie dat u oomblikke ken van alleenheid en van seer en van verlange. En daarom het u saam met Lazarus se 2 sissies gehuil. Want u ken die lewe. En daarom staan u nie aan die ander kant vir ons en wag nie, maar kom verbind u uself aan ons elke een in hierdie tyd om te sê, hier is nie net my hand nie, maar ek dra vir jou soos 'n herder sy skape dra, styf teen sy bors. Here, wil u vir hulle as gesin nie net vestig van mooi woorde nie, maar vestig ook u hartklop aan hulle. Die hartklop van begrip, die hartklop, Here, van sekerheid, maar ook 'n hartklop van vashou in tye van seer. Wees die anker, Here, ook vir hulle deur woord
En laat ons ook as geloofsgemeenskap vir mekaar die anker sal wees in hierdie tye van die waarheid en van die troos. En daarom bid ons Heilige Gees, lei vir hulle in die waarheid van u teenwoordigheid en u verbintenis, maar troos hulle in die saamwees, maar ook in die behoort aan u, maar ook aan ons as gelowiges. Ons bid dit, want u is ons Vader. Ons bid dit, want Christus, u is die een wat saam met ons stap. Ons bid dit in u, o Heilige Gees, wat ons trooster is. Amen. Ek wil nou graag vra ook dat Christian die bedankings doen namens die familie en die gesin. Wat my altyd sal bybly, is oupa se absolute standpunt oor wat is reg en verkeerd. Alles was wit en swart. Oupa het altyd integriteit en in eerlikheid opgetree. 'n Diepe sin gehad vir regverdigheid en geregtigheid. En alle reëls altyd gerespekteer. Reëls was nie onderhandelbaar nie. Grys het nie bestaan nie. Maak nie saak die omstandighede nie. Oupa was 'n beginselvaste man met stille aksies. Oupa het met voorbeeld gelei, met die verwagting dat dit beter is om mense te wys wat is reg, eerder as om te sê wat is reg. Oupa se aksies was baie meer as oupa se woorde. Oupa sou enigiets opgegee het as dit sou beteken ons sou iets bykry. 'n Voorbeeld vir ons almal. Oupa se goedhartigheid is iets waarna ons kan opkyk. Om die lewe vreedsaam deur te bring, is tog waarna ons almal streef. Maak nie saak die situasie. Oupa het geen haat in oupa se hart gehad teenoor enigiemand nie. Oupa het altyd jou uiterste opinie privaat gehou en so het oupa se stilte altyd die meeste geraas gemaak. In oupa se oë was ons almal gelyk en ons het vir oupa vir ewig en altyd gelyk lief. Ek wil graag namens die familie dank lewer aan die volgende. Kloof Hospitaal met hulle ongelooflike logistiek en reëlings om familie en geliefdes te akkommodeer om in die omstandighede van vandag hulle geliefdes te besoek en by te staan. En in besonder die hoësorgeenheid waar my oupa was tot die einde toe. Ons waardeer die uiters professionele saalpersoneel en verpleegsters vir hulle sorg. Hulle pragtige hantering sal vir my ouma Marie nog lank bybly. Spesiale dank aan die mediese personeel onder leiding van Dr. Erasmus en Dr. Naran, die kardioloog in die Suid-Afrikaanse hospitaal. Oupa het oneindige respek vir hom gehad. Dankie Dominee de Wet vir die pragtige boodskap en Hildeblyk. Dankie aan pastoor Theo Groeneveld vir die gesag en gemaak van die hele familie in sy kerk. Baie dankie aan Angela vir die inspirasie, liefde vir oupa en ouma Marie en ons hele gesin as ook vir die versorging. Jy het pastoor Theo na ons toe gebring en oneindige liefde vir ons almal getoon. Jy het uit jou pad uit gegaan om vir ons nuus te kry oor oupa se toestand agter die skerms. Jy het definitief 'n temper op die trauma geplaas. Baie dankie vir alles. Dankie aan ons persoonlike familie, vir Renet, Teresa, oupa se susters, Johan, Susan, Naomi, Runel en oom Barry, asook al die ander familie oor die land en buiteland versprei en hulle boodskappe van heinde en ver. Ook al die vriende, skoolmaats,
universiteitsmaats van jare gelede. En dan oupa en ouma se naaste vriende wat elke naweek, elke week Kenasta gespeel het en gerieflik saamgekuier het. En al die pragtige vriende van oral in Nederland, Australië, Engeland en Amerika. Dankie aan Chrissy vir die pragtige versierings. Susan, jy het jouself weer oortref met jou spesiale talent. Oupa en ouma het jou koordanse altyd baie geniet. Dankie vir die seënbede. Dankie aan Annelie Dames en jou span vir die mooi musiek en voorsang wat my oupa by elke kerkdiens so besonder geniet het. En laastens, baie dankie aan die NG Kerk van Hartbeespoort. En namens die familie, dankie vir almal se bydrae en aanwesigheid vandag. Ons is oorval met die liefde. Dankie. Net daarby aansluit ook, liewe pa, ons het die eerste skrik gekry 'n paar jaar gelede toe pa die eerste keer in was vir die hart. Ons het baie genade tyd gekry sedertdien en die laaste paar weke was ook so. Pa het geleef met die onsekerheid en was altyd vol moed en het dit met waardigheid gedra. Nooit gekla nie en was altyd reg vir nog 'n trip. Ek het by my pa se 60ste die gedig van "Ek hou van 'n man wat sy man kan staan" aan pa opgedra. Pa het vanaf toe nog meer gewys dat pa alles dit was. Pa was gedissiplineerd, beginselvas, nederig, waardig, georganiseerd, gemaklik in enige geselskap, ondernemend en avontuurlustig en bang vir niks, tot ons almal se misnoë somstyd. Pa het na ons omgesien soos pa na ma omgesien het. Ons almal was altyd veilig en sekuur. Pa se geloof en hoe pa dit uitgeleef het is my en hoop ek ook ons almal se strewe. Pa het die wenstreep bereik. Dit was 'n pragtige lewe. Ons sal daarna opleef. As ons maar net die helfte daarvan kan bereik, dan doen ons goed. Ek is gemaklik dat pa nou veilig en tevrede by ons Vader is. Ek sien pa gou weer. Nie te gou nie, maar gou weer. Christian se brief. Ons het nou ook die geleentheid om ook net te geniet die seënbede wat Susan vir ons gaan koordans en daarna gaan ons afsluit met die Onse Vader. So ons gee vir Susan Pool kans vir die seënbede van Annelie van der Rooy. Duister wordt licht, hij laat je
jou siel sal hy ewig bewaar. Hy is by jou, sy siel gee hy jou, en hy leer jou sy waarheid. Hy stuur sy engele na jou. Kom ons sluit af met die Onse Vader, ons doen dit staande, dan bly ons net staan vir die seënbede. Ons Vader wat woont in die hemel, heilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ons herinner net dat na die tyd hier by die saal is daar ietsie wat u kan saamvat huis toe, of sommer net saam met hulle as familie net 'n paar woorde deel. Ontvang die seën van die Here, kom ons hou mekaar vas, want die seën van die Here word ook bevestig in ons saam wees, in die wonder ook van sy saamstap met ons. Mag die Heilige Gees vir u innerlik sterk maak en troos. Mag jy saam met al die gelowiges besef hoe hoog en hoe ver en hoe wyd en hoe diep die liefde van Christus werklik vir jou is. En mag jy elke dag gevul wees met die wonder van ons Vader se sorg en vashou. Amen. Ek sien in my gees die glorie